Goeiemôre, dit is Saterdag 7 November 2020. Ek wil 'n storie met julle deel en dit gebeur nie sommer dat ek stories deel nie. Daar word vertel van 'n koning wat gereël het dat 'n groot rots in die pad gerol word waar mense daagliks op roete na en van naburige dorpe is. Die koning het een van sy vertrouelinge in die bos geplaas om die voetgangers se reaksie dop te hou. Die koning se vertroueling het waargeneem hoe mense verby die rots skuur en die koning blameer dat hy nie toesien dat die rots verwyder word nie. Ander het weer net verbygeskuur en nie reageer nie, asof dit die natuurlikste ding is vir 'n rots om in die middel van die pad te lê. Op 'n dag kom 'n groentespous verby en sien die rots in die pad lê. Hy sit sy vrag groente neer en begin in die bos soek na 'n dik genoeg stomp om die rots uit die pad te hefboom. Na 'n groot gesukkel kry die rots uit die pad geskuif. Toe hy terugstap om sy groente op te tel, sien hy 'n sakkie lê waar die rots was met 'n nota daarin vasgemaak. Dit was 'n nota van die koning met sy seël daarop. Die nota lees dat die goue munte in die sakkie is vir die persoon wie die rots uit die pad skuif. Wat vra jy is die les hierin? Ek het eendag gelees, change your mindset to see problems as opportunities. En ek verkies om na uitdagings te verwys eerder as probleme. Ek lees vir jou Jeremia 31 vanaf vers 21. Rig vir jou mylpale op. Maak vir jou padwysers. Let op die groot pad, die pad wat jy geloop het. Kom terug, o jonkvrou van Israel. Kom terug na hierdie stede van jou. Hoe lank sal jy bly aarsel, o afkeerige dogter? Want die Here het iets nuuts op die aarde geskape. Die vrou sal die man beskerm. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel. Weer sal hulle hierdie woord sê in die land Juda en in die stede daarvan. As ek hulle lot verander, mag die Here jou seën, o woning van geregtigheid, heilige berg. Wat die profeet hier vir ons sê, soos hy die woord met sy sy volksgenote gedeel het, 5 punte. Die eerste, stel vir jou persoonlike doelstellings op. Rig mylpale en padwysers op. Kies die pad wat jy wil loop, nie 'n pad van neerlae en verslaandheid, nie 'n pad van verskonings en kritiek nie. Mylpale, padwysers, vind dit in die woord. Die tweede wat hy deel, moenie aarsel of uitstel nie. Kom in aksie, doen iets, rol die rots uit die pad. Jy weet dit gaan nie maklik wees nie, wat doen dit net. Die derde wat hy met ons deel is, God wil iets groots doen. En dit begin by klein dinge. Dit begin by 'n besluit. Moenie die begin van klein dinge gering ag nie. Die vierde is, jy is sterker as wat jy dink. Die vrou sal die man beskerm, sê die profeet. Die vyfde is, God sal jou lot verander in seën. Mag dit vir ons so wees. Kom ons bid. Vader, dankie vir die woord. Dankie vir die bemoediging daarvan. En mag dit so vir ons wees dat ons in die tyd wat ons leef, vir onsself mylpale oprig. Dat ons nie sal uitstel, kritiseer en fout vind nie, maar doen en aksie by alles sit wat ons doen. Ons is meer as oorwinnaars in Christus wat vir ons lief gehad het. Dankie Vader. Amen.